Right. Hier is dit 'n lys van aksiewoorde. Dis vrae wat jy moet ken. Ek stel voor weer eens, jy lees die leesstuk. Ek onderstreep daai as prus, maar onthou, ons kyk baie hier na lae inkomste gemeenskappe. Nou, kom ons kyk na die eerste vraag. Jy sal sien ek onderstreep sekere gedeeltes van die vraag, want dis omdat die antwoord uitstaan. Hulle sê noem 2 faktore wat selfontwikkeling en geestelike gesondheid van Suid-Afrikaanse tieners kan beïnvloed. Daar's baie faktore soos ouer konflik, egskeiding wat dit kan veroorsaak, baie keer sosiale media wat dit kan veroorsaak. So jy moet vir my sê, wat is die faktor? Okay. Hoe kan positiewe bevestigings en ondersteunende omgewings in families en skole en gemeenskappe tieners help om uitdagings te oorkom en selfvertroue te bou? Right, weer eens, jy moet 2 dinge noem. So jy kyk na positiewe bevestigings. Dis soos opbouende woorde en ondersteunende omgewings. So jy sê een en dan verduidelik jy hom vir 2 punte en die ander een weer vir 2 punte. Dit kan wees iemand soos wat vir jou sê, wel gedaan, jy weet, hulle is trots op jou klein prestasies wat jy net gaan laat meer en beter bou. Jeugprogramme, daai tipe van goed wat kan help. Hoekom is vroeë ingryping belangrik en watter innoverende oplossings sal jy voorstel om tieners se geestelike welstand te verbeter? Jy gaan nou weer kyk hier na vroeë ingryping en na innoverende oplossings. So vroeë ingryping kan iets wees soos om hanteermeganismes aan te leer om te help om stres te bestuur. Innoverende oplossing kan iets insluit soos vestig welstandklubs waar jy kan by mekaar kom en stres hanteringsmeganismes leer deur games en sulke goeters. Hoe spreek die fisiese en geestelike gesondheidsprogramme soos fiksheidaktiwiteite, emosionele regulering hierdie krisis aan en watter ekstra benaderings kan oorweeg word? Fisiese aktiwiteite kan help, wees en jy saam met mense, jy verminder stres, hulle motiveer jou. Addisionele goeders kan iets wees soos tydbesturing en besluitneming om te help om dit te leer te word en om te oefen. Lys van rol van gebalanseerde dieet en genoeg slaap om jou te help fisies en geestelik. Goed. Vraag 2 lyk so, die strokiesprent, hulle sê verduidelik hoekom selfagting belangrik is in die bou van gesonde verhoudings. Individue, as jy jouself meer agt en jouself respekteer, gaan jy ander respekteer. Dinge soos iemand met sterk selfagting kan uitdagings beter hanteer sonder om verdedigend te voel, daai tipe van ding. Dan evalueer hoe die samelewing se invloed soos die media 'n negatiewe impak kan hê op mense se selfagting. Jy weet, ek het al baie gepraat hiervan, weens die feit onthou, die media is nie 'n werklikheid nie. Die uitbeeldings daarvan is nie realisties nie. En as jy heeltyd streef daarna dit nie haal nie, ja, dit breek jou 'n bietjie af. Plus boelie. Kyk, daar's baie mense wat boelie en wat jou eie waarde kan afbreek en emosionele skade kan veroorsaak. Die strokiesprint sê, hoekom kan jy nie jou selfagting verbeter sodat jy dan myne kan verbeter nie? Bespreek hierdie stelling, die interafhanklikheid van selfbewustheid en selfagting en verhoudings, reflekteer, weerspieël. Nou obviously as jy kyk na die ding, jy het 2 vrae wat jy moet kyk na. Interafhanklikheid van selfbewustheid en selfagting in 'n verhouding. So as jy nou kyk na die eerste een, as jy selfbewus is, iets soos byvoorbeeld, jy herken jou eie sterk en swak punte en jy bou daaraan dat die persoon bietjie meer selfvertroue het en dan sal jy makliker, hulle minder afhanklik van jou kan wees. Belangrikheid vir individuele groei kan iets wees soos byvoorbeeld positiewe interaksies, erkenning van dade en wees vriendelik, kan jy jou maat se selfagting versterk. Goed. Dan kyk ons na die laaste vraag. Regverdig hoe geslagsongelykheid bydra tot die voorkoms van geslagsgebaseerde geweld in Suid-Afrika. Obviously daar's 'n wanbalans weens die feit in Suid-Afrika word meerendeels die oortreder het nie meer mag in die verhouding as die persoon wat die onderdrukte persoon. Ons kan norme pas. Jy kyk hier na jou tradisionele samelewing teenoor jou moderne samelewing se reëls. Baie kere het vrou nie keuse van hoe om van 'n probleem ontslae te raak weens die feit sy met haar kultuur volg.
assesseer een langtermyn effek van geslagsongelykheid op verhoudings deur te fokus op sake soos seksuele misbruik en STI's of SOI's, seksuele oordraagbare infeksies. Jy kan byvoorbeeld kyk, baie mense wat deur hierdie seksuele misbruik ervaar, sukkel met langtermyn emosionele trauma soos depressie en hulle sukkel om mense te vertrou. As jy byvoorbeeld kyk by die ander, kyk jy na vroue wat byvoorbeeld vasgevang is en ekonomiese en sosiale afhanklikheid, wat beteken hulle kan nie by 'n dokter uitkom nie of hulle word nie toegelaat om by 'n dokter uit te kom nie, so daai seksuele ding bly aan. Dis glo nie baie goeie ding nie. Baie mense wat ook hier is, veral met infeksies en seksuele misbruik, ly aan posttraumatiese stres. So dit kan ook 'n idee wees, so kyk 'n bietjie daarin. Goed, dis 32 punte. Ons sal die ander